Ons praat 'n bietjie vanaand oor die gedagte, wat is God se adres? Wat is God se adres? Nou ek weet dis nou baie maklik vir julle, maar dit het net vir my nogal baie waarde hierdie week gehad. Ek het gister 'n paar manne toegespreek en of met hulle bediening gehad gister en dit het nou opgekom, wat is God se adres nou? Ek het nie oor dit met hulle gepraat nie, ek het oor iets anderste met hulle gepraat. Ek het met hulle gepraat oor die gehoorsame vrou. So dis waaroor ek met hulle gepraat het. So julle het dit gemis man. You just missed it. Is lekker om net met die manne te praat. Ek kan ons lekker van die vrouens kinder, maar nou wonder ek as die vrouens alleen is, dan tel hulle seker maar wat aangaan oor die mans ook nou weer, maar dis alright. Alright, ons praat 'n bietjie oor wat is God se adres en vir 'n ysbreker praat ons oor die gedagte, wat se spesiale voorbereidings gaan julle doen as Jesus onthou vir Saggeus, toe Saggeus uit die boom uitkom, Jesus het hom gesê ek wil by jou ek wil saam met jou huis toe gaan. Nou as jy nou vanaand op WhatsApp kry wat sê ek kom môre draai maak by jou huis, wat se spesiale voorbereidings gaan julle doen? En ons gaan by Salome begin wat altyd gereed is om mense te ontvang. Wat se spesiale voorbereidings gaan julle doen? Gaan jy doen, Salome? Ja, ek gaan almal nooi wat ek ken en as hulle nie kan kom, sal ek hulle gou gaan haal. Ek moet net betyds terug wees. Jy moet baie mense wees. En ons kan 'n Kersfees maak. En Salome se huis is altyd skoon en netjies en alles is alles is daar, so daar's niks om weg te pak of enigiets nie. Alles is net 100% daar by haar. Marius, wat 'n spesiale voorbereiding gaan jy doen? Ja, ek sal ook soveel as moontlik mense nooi wat ek ken en dan lekker eetgoed hê en wyn en brood vir 'n lekker nagmaal. Lekker nagmaal. Dit gaan heerlik wees. Ek het bekommerd geraak toe jy sê daar gaan baie wyn wees. Toe so 'n bietjie bekommerd, maar ek is nou ek sien waartoe gaan jy. Lisel, wat gaan jy doen? Lisel se huis is altyd deur 'n ring getrek. Lisel, wat se voorbereidings gaan jy doen? Nee, ek sal net baie opgewonde wees en al my gesels wil gesels. Okay. Tannie Wilma, wat gaan Tannie doen? Jong, ek sal maar voorberei en soos Marius gesê het, nagmaal doen en dan net vriende nooi en sê, kyk hoe gelukkig is ek het iemand spesiaal in my huis en die Here moet my aanvaar maar soos ek is 'n crafting persoon en ek het goed hier oral, so ja, hy moet my aanvaar en ek dink die Here aanvaar jou hoef nie spesiaal vir hom te voorberei nie. Hy wil jou sien soos jy is. Jy moenie soos in Engels sê, airs and graces opsit nie. Jy moet jy wees. Jy moenie elke mens moet moeite doen, maar hy wil jou hê soos jy is. Hy wil jou sien soos wat in jou hart is, nie wat buite mooi is nie. Dis jou hart wat tel. Daai is baie belangrik wat Tannie Wilma sê. Jesus het nie vir Saggeus gesê jy moet eers 1 2 3 4 5 6 7 goedjies doen nie. Hy het hom gesê ek kom na jou huis toe. Stel, as jy ons kan hoor, wat se spesiale voorbereidings gaan jy doen? Ek kan niemand sê nie, ek gaan hom vir myself hê, want ek kan gaan baie praat. Ek gaan vir hom baie vrae vra, ek wil dit met niemand deel nie, want hulle gaan te veel vrae vra en te veel van sy tyd vat dat ek nie gaan kry nie. En ek dink ek sal vir hom 'n lekker braaivleis gee. Ja, mens weet nie of dink jy Wynand hulle braai in die hemel? Ek hoop so. Ek weet van 'n ander plek waar dit baie warm is. Jy weet. Ons gaan nou nie daaroor praat nie. Ek wil nie verbrande vleis en ek wil braai. Rina, wat se spesiale voorbereiding gaan jy doen? Ja, ek is ongelukkig daar soos jy stel. Ek wil net sit en praat. Ek wil so graag net wil die Here vir 'n bietjie alleentyd hê om net te gesels en alles net by sy voete te wees.
So ja, ek gaan bietjie synig wees. John, anything what any preparations that you will do? No, I agree with Estelle and Rina. I just want to have time with him and all the questions that I've got, I'd just like to ask him and get the answers. Anita, wat se wonderlike voorbereidings gaan jy doen? Gaan dit 'n Cremora tert wees? Ja. Maar dit sal Of 'n lekker sop. Wat van 'n lekker soppie, pompoensoppie? Ek sal vir Wynand stuur om te gaan pompoensop of 'n lekker mushroom sop kry by my skoonma. Maar ek sal my huis skoonmaak. Ek hou van skoon wees. En dan is my gemoed ook sommer lekker en ek sal ook niemand nooi nie. Net ons gesin. En ja, ek moet gesluit. Wynand, gaan jy Ekskuus, hallo. Anita, ek het saam met jou gepraat die laaste sinnetjie. Ja, ek het net gesê sal seker maak die hekke is gesluit. Ja, dat hy nie kan inkom nie of dat die ander nie kan inkom nie. Die ander wat saam met hom kom. Dat nie kan uitkom nie. Ja, Dat nie kan uitkom. Ja. Wynand, gaan jy braai my vriend? Ja, pastoor, ek sal 'n vuurtjie maak en begin braai en lekker kuier. Maar my skoonma het nou 'n interessante ding in my kop gesit toe sy nou sê sy sal al die mense laat weet hy is hier. En toe wonder ek hoeveel mense sal regtig kom. Hoeveel mense wil regtig kom om hom te kom sien? As ek kyk na die wêreld buite deesdae dink ek bitter min mense in 'n geval opdaag. Maar nee, ek soek 'n one-on-one gesprek met hom. Ek soek nie al die mense saam met hom. Dit gaan my kosbare tyd saam met hom opeet. So ek sal 'n tipe van 'n Maria wil wees om die braaivleis vier en net by sy daar's wel vrae, maar ek dink ek wil meer net hoor. Ons het vanoggend gehoor van die pastoor wat op sy verjaarsdag homself gaan inbid het en toe vra hy vir die Here wat moet hy doen en sê jy moet jouself gaan bely. En dit is so 'n shocker amper gewees nie wat hy die antwoord wat hy wou gehad het nie en ek dink om te hoor wat hy wil hê jy moet doen. Finale voorbereiding of so iets dalk of so. Ja, persoonlik sal ek maar miskien die scope gaan wegsteek. Julle jong mense sal nie weet wat se scope nie. Nee, ek sal dit net ek sal net wees wie ek is. Ek soos Tannie Wilma sal net wees wie ek is. Meisie? Julle hierdie ysbreker was my een te veel hierdie week. Dis ek het net besef dis vir my verskriklike, moeilike ysbreker. Dan vra Louis vir my deur die loop van die week, Annelie, wat dink jy so diep, as hy maar net geweet het, dis die ysbreker. Nee, julle weet, ek het gesukkel met hierdie ysbreker. Ek is 'n mens wat visueel is. Ek dink nie altyd met my hart nie. My eerste gedagte was, ek sal my huis mooi maak en skoon maak en ek sal 'n koningsmaal berei maar Jesus is nie die buurman nie. Hy's nie net iemand nie. Dink ek, nee, dit breek my verstand as die woord Jesus. Hy's mos nie net iemand nie. En iewers deur die loop van die week te swaai my kop toe dink ek, wat as Jesus nie my huis besoek nie? Dit gaan oor my. Dit gaan oor Annelie. En toe my kop daar geswaai het, toe is dit maklik. Ek sal hom bloot innooi en by sy voete gaan sit en ek sal hom vra, Here, wie is my hart? Hoe wil U my huis verander? My huis binne verander? Wat moet ek uitgooi? Wat wil U hê moet ek inlaat? En dis my antwoord, 'n vreeslike lang antwoord. Maar ja, dit het my die hele week besig gehou om hierdie paar woorde te sê. Dis hoe ek voel. Ek dink terwyl Annelie praat, dink ek aan Martha en Maria. Een was by sy voete en een was in die kombuis. En die goeie nuus is dat Jesus hoef nie 'n WhatsApp te stuur nie. Hy sal reeds by ons. Hy sal reeds in ons huis, hy sal reeds hier. Dis nie nodig vanaand vir my om die scope te gaan wegsteek nie. Jesus is hier.
Hoe groot trek Anita haar gesig? Ek het my huis kan gemaak hier. Jy nog nie huis kan gemaak. Sterkte Wynand. Ek wil net by sê, ek sal hom wel omkoop met 'n pak biltong en droewors om nog 'n dag te bly. Ja, en ek is seker hy gaan bly. Ek sê net sê, Jesus moet nie weer gaan nie, bly. Word 'n permanente inwoner. Dit is so onklaar. Ons praat oor die gedagte, waar woon God? Toe Jesus aarde toe gekom het, wat was die verwagting van die disippels en die mense? Wat was die verwagting ten opsigte van die koninkryk? En die verwagting is dat Jesus sou aarde toe gekom het en hulle verlos het van die Romeinse onderdrukking, en hy sal sy koninkryk hier op aarde gevestig het, en dit sou die millennium gewees het, die tyd waar Jesus nou hier op aarde kom regeer het. Maar kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel, Arina, Lukas 17 vers 20 tot 21. En toe hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Wow. So, dis waar alles gaan. God woon in my. Deur middel van die Heilige Gees woon God in my. Die koninkryk is nie iets fisies wat gevestig word met 'n nuwe politieke bestel en so nie. Die koninkryk God woon alreeds in my. So, waar woon God? As ons sê God woon in my, beteken dit dat God net in my woon? Ja, God woon in elkeen van ons, en tussen sy mense. God woon tussen my mense, maar God is ook in die hemel. En God is ook in die natuur. Maar God woon ook in my. Iemand iets sê oor hierdie gedeelte? Ja. Ekskuus. Gaan Marius. Praat met Tannie Wilma. As jy net na buite toe kyk, die plante, die bome, alles, dis waar die Here woon. Hy's oral omteenwoordig. Jy hoef net rond te kyk. En die wat nie daarin glo nie, weet ek nie. Hoe maak hulle nie? Ek weer, Marius, praat gerus eers. Dit laat my dink aan die son, wat daar een kant is, maar tog skyn hy oor alles wat goed en sleg is, gelyktydig, en hy gee vir almal dieselfde energie van die son af. En elkeen gebruik hom anderster, maar hy is daar vir almal en almal kan hom sien. Ek stem saam, weet, dis energie, maar hy is in ons. As God in al die mense is, sou God ook in Adolf Hitler se hart gewees het? Ek wou nog nie gesê Julius Malema nie, ek het nou gesê Adolf Hitler. Hy was in sy hart, maar net op die einde van die straat. Ek dink, soos ek het sien, God is daar. Miskien het hy net vir Hitler byvoorbeeld gewag om sy arms oop te maak en vir God te sê, ek verwelkom u. Al is God daar, is dit nie sê hy woon daar. Maak dit sin wat ek probeer sê. Hy is teenwoordig, hy is oral teenwoordig. Bybel sê, al gaan ek in die doderyk, sal ek God vind. Maar hy word nie gemanifesteer daar nie. En Wynand, Openbaring 3 vers 20, ek vra Annelie moet hom iets vir my kry. Hierdie is vir my ook nogal 'n sleutel teksvers, Openbaring 3 vers 20. Ja, ek dink ek wil net sê, ek dink die Here is soos 'n blikkie koeldrank wat voor jou staan. Hy's daar, hy's by jou, maar jy moet hom oopmaak en hom drink. Ja. Hy gaan net ingaan. Jy moet hom pulvat. Yes. Openbaring 3 vers 20 sê? Kyk, ek staan by die deur en ek klop.
as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Okay. Ek het nou nog iets moois gehoor te sê hulle 'n huis is 'n plek waar ons woon, waar mense is. As jy alleen is by die huis en die huis is leeg, is dit maar net 'n muur. Dis maar net bakstene en sement. Maar sodra mense daar is, dan word dit 'n warm plek. Dit word 'n woning. So God is daar, maar hy is nie gemanifesteer nie. God manifesteer hom waar mense hulle harte vir hom oopmaak. Kyk, ek staan by die deur en ek maak oop. Okay, John, you want to say something? Nee, ek is reg, dankie nie. Hy sê die huis is 'n dop. Ja, ek het net gesê 'n leë huis is net 'n dop. Is net 'n dop. Ek het eendag moes ek 'n RDP gedeelte geopen het, toe sê ek daar's 'n verskil tussen 'n huis en 'n woning. 'n Huis is 'n dop. 'n Woning is waar mense woon. So as jy jou hart oopmaak, dan woon God in jou en hy regeer in jou. En so voort. Ja, 'n huis is 'n dop en 'n woning is liefde. Is liefde. Yes. Alright. God woon nie net in die hemel nie. As God in die hemel gewoon het, wat sou sy adres gewees het? As God net in die hemel gewoon het, dan was dit Goldstraat nommer 7 natuurlik, né? As julle dit kan vang, is julle nou right, maar okay. Right. Kom ons kyk wat sê Genesis 3 vers 8, die stel. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie, en die mense en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Okay, ons is terug in die skepping en ons vra die vraag vir mekaar, hoekom het God die mens geskape? Met hom verhouding te hê. 'n Verhouding te hê. Ek hou van dit, ek hou daarvan. Nog iemand wat wil inkom op hierdie een? Hoekom het God die mense geskaap? Ek meen, hy het die mens geskaap na sy beeld. Hy het asem in hom geblaas, sy asem in hom geblaas. En hy skryf in Maleagi, ons gaan dit nou lees, dis my geslag. Hoekom het God die mense geskaap? Want God wil by sy mense woon. Kom ons lees Maleagi 2 vers 15. Maleagi, Maleagi 2 vers 15. Het iemand 'n Engelse Bybel dalk? Maleagi, was alright, ek dink hy gaan alright wees in die 53 vertaling. Dis kom dit nie op die gebedslys as die pastoor soek dit in Engels. Dis Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehaal het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag terwille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Okay, iets in hierdie versie wat vir julle uitstaan? Hoekom het God die mens geskape? Hy het 'n geslag vir homself gesoek. Hy het 'n nageslag vir homself gesoek. Ons is nie klein gode nie, maar hy wou gedeel het met die mens. Dis hoekom hy die mens gemaak het. Iets anders dan daardie versie wat vir julle uitstaan? Hy het net een mens gemaak. Hy het net een mens gemaak en toe het hy die vrou gemaak nadat hy die mens gemaak het. Het daar gebou. Het daar gebou. Okay, baie mooi. Nog iets in daai versie wat vir julle uitstaan. Wynand, as jy ooit bietjie berading doen van 'n man wat jukskei. Jy ken die ouens wat jukskei doen, né? Hy juk en dan wil hy skei. Dan vat jy hom terug na hierdie versie toe. En dan sê jy vir hom dan gaan hy vir jou sê, maar my vrou se ore hang nou. As sy is nie meer mooi nie, dan wil ek sê ek altyd vir hom, maar jou pen sleep op die grond. Maar dis alright, né?
jy weet, my vrou is nie meer so mooi nie. Nou sê hierdie Bybel sê vir jou, onthou jou vrou soos sy gelyk het toe jy met haar getrou het. Die vroutjies wat in die boekies is en so aan is baie mooier. Maar onthou jou vrou soos sy gelyk. Okay, maar ek is nie besig met huweliksberading. Okay, so God wil graag met die mens deel. God wil graag met die mens deel. Nou, kom ons kyk na die volgende. Iemand iets sê oor hierdie versie, oor Genesis 3 vers 8? Wynand, daar's 'n rede hoekom ek nie al die versies op die gebedslys gesit het nie, want ek het gesien as ek meer as 10 opsit, dan kom die dan skakel die mense nie in en dink hulle daar's te veel. Ons gaan te veel. Oor die tyd gaan. Ons gaan oor die tyd gaan. So ek het eintlik 20 versies genoem. Okay, dis Lisel gooi vir ons Eksodus 25 vers 8 tot 9. Lisel gaan vir ons een of ander tyd 'n lekker Bybelstudie doen oor die tabernakel. Eksodus 25 vers 8 tot 9. Die Israeliete moet vir my 'n heiligdom maak waarin ek tussen hulle kan kom woon. Jy moet hierdie tabernakel en al sy toebehore maak volgens die plan wat ek vir jou gaan wys. Ja, God wil graag by die mens wees. Hoekom kon God nie by die mens wees nie? Gevolg van sonde. Sonde. Wynand, hier kom versie nommer 3. Jesaja 59 vers 1 en 2, meisie. Vers 1 en 2. O, 1 en 2. Nee, sy is by 12. Skus julle, is ek. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Iemand moet dit hoor vanaand. Hoor dit vanaand. God se hand is nie te kort om te help nie. God se oor is daar om jou te hoor vanaand. Miskien veg jy 'n oorlog op jou eie op hierdie stadium. God se hand is nie te kort. Vers 2. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Presies wat Anita sê. God kan nie meer by ons gewoon het nie. Die sonde het nou 'n skeidsmuur gemaak. En nou kom hy en sê vir Moses, hier is die plan, bou vir my 'n tabernakel wat julle kan opslaan en saam met julle trek met die ark wat die teenwoordigheid van God verteenwoordig. Lisel, ek is opgewonde oor daai Bybelstudie wat jy besig is om te doen oor die tabernakel en wat julle saam met julle kan vat. Ons moet onthou, die volk was op pad na die beloofde land toe, so die tabernakel was 'n tydelike reëling. Die tabernakel was 'n plek waar die mens gekom het, John, ek gee vir jou nou, is 'n plek waar die mens gekom het om versoening te kry vir hulle sondes en te offer en te aanbid. En dis wat God wil hê, 'n plek waar ons kan fellowship hê, waar ons kan aanbid. John, you want to say something? Dit was net die tafel, sorry. Okay, nee, is reg, 100. So, dit was die doel van die tabernakel. Dit was 'n tydelike instelling. En toe hulle nou in die beloofde land, so waar het God gewoon? God het in die hemel gewoon, maar dit was ook in die tabernakel. Daar het die heerlikheid van God en eenmaal 'n jaar het die hoofpriester ingegaan in die allerheiligste om vir die volk in te tree. So dit het God verteenwoordig saam met hulle. Toe hulle deur die Jordaan getrek het die ark voorgegaan. God het voorgetrek. Toe hulle nou in die beloofde land kom, ons gaan nou deur Joshua en ons gaan verby Dawid en toe kom ons by Salomo en Dawid wou bitter graag vir God 'n tempel gebou het. Maar Dawid kon nie, as gevolg van die feit dat hy bloed op sy hande gehad het en as gevolg van Batseba. En toe spreek die Here met Dawid se seun Salomo en sê vir hom, bou vir my 'n tempel. Nou, as jy
eindtye volg en wat nou in Israel gebeur, dan gaan dit alles oor die herbou van die tempel in Jerusalem. Die tempel verteenwoordig vir die Jood God en sy heerlikheid. En net so vir die moslim, die sinagoge. Die moslim, as hy glo, hy het hierdie grond, ek het nie naam nou vergeet, het hulle gekry om 'n sinagoge te bou, dan is dit heilige grond. Daai grond mag nooit vervreem word nie. Ons was in 'n hofsaak betrokke in Middelburg waar 'n stuk van hulle grond gegaan het vir parkeerterrein, is onteien in die apartheidsjare en hulle het aanhou geveg en geveg tot hulle daai grond gekry het en toe daar 'n stuk van Checkers op daai grond ook. So hulle het nog 'n stuk van Checkers ook gekry vir daai stukkie grond, want hulle soek nie kompensasie nie, dis heilige grond. OK. So, kom ons kyk wat sê 2 Kronieke 7 vers 11 tot 16. Wie het nou gelees? Lisel het gelees. Rina? 1 sekonde. 1 sekonde. Wat gaan 1, Jos, 2, hy het heeltemal nou die mekaar geraak, sorry. wie ek? Ja, hier kom ons nou, 2 Kronieke 7. 2 Kronieke. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het, om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uit te voer. Verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dan dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek die pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verontmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en die land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek, so ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. Right. So, nou kom God en hy trek fisies basies in die tempel in. Waar is Lisel en Wynand nou? Het hulle nou geloop? Kuier hulle nou agter 'n ander plek? Hulle sommer nou maar net geloop, okay. Hulle dan seker vir ons almal gaan koffie maak, maar dis okay. Right. So, God kom en hy word nou in die tempel verteenwoordig. Maar in die tempel is ook 'n aanbiddingsplek. Nou, al hierdie goed het in die Ou Testament gebeur. Iemand iets byvoeg oor 2 Kronieke 7 vers 11 tot 16? Die Here het ook gesê as hulle sondes vergewe, dan sal hy die land genees. So, dit was 'n plek waar God en die mens gekommunikeer het. Dis 'n plek waar hulle gaan offer het, hulle sondes bely het en God het hulle geseën. So dit was die kontakpunt, was die tempel gewees. Want toe verander alles. Alles het verander. Onthou die tempel was heilig gewees. Dit het verteenwoordig waar God woon. God het in die tempel gewoon, hy het in die hemel gewoon en hy het in die tempel gewoon. Maar alles het verander met die koms van Jesus Christus. Johannes 1 vers 14, Anita. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So, God is nou nie meer verteenwoordig in die ark nie, die verbondsark nie. God is nou verteenwoordig deur Jesus Christus. En ewe skielik begin hy nou tussen die mense
loop. Hy loop op die stofstrate van hierdie wêreld. Kyk, dit het alles verander van die denkwyse. Een van die dinge wat 'n mens altyd moet onthou, mens moenie 'n kerkgebou of 'n plek van samekoms verwar met die Ou Testamentiese tempel. Toe hulle daardie kerk of daardie plek van samekoms gebou het en die bouer het sy vinger raak geslaan, het hy gesê amen. Wynand, wat het hy gesê toe hy daai heilige kerk gebou het en hy sy vinger raak geslaan het? Ek dink Nee, ek ons sou mag daar dit nie by nie, pastoor. Ons kan dit nie nou sê nie wat sou hy gesê het nie, maar hy sou nie amen gesê het nie. Hy sou nie gesê halleluja. Nee. Hy sou dalk 'n krasser woord gebring het. En die ouens wat daga gegooi het, hulle is nie gekeer dat hulle nie gedrink het nie. Hulle het baie keer geswaai op die job gekom wat daardie kerk gebou het. So dit is maar net sand en sement en stene. Ons gaan nou by dit kom, hoekom ons daardie plek moet respekteer. Marius, jy wil iets sê? Okay. So, as ons nou vanaand so by mekaar kom, ons zoom vanaand, is ons 'n samekom van gelowiges. Ons kom later daarby. Maar nou kom Jesus en hy sê in Johannes 2 vers 19 tot 22 die volgende oor die tempel, Salome. Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en sal dit in 3 dae oprig, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het en hulle die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. So, Jesus word nou die tempel. Hy is die kontakpunt tussen die mens en God. Hy is die deur. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy word nou en hy sê, julle kan hierdie tempel afbreek, maar in 3 dae gaan hy opstaan. En hulle dink, dis hierdie groot gebou van sand en sement, wat, ek weet nie of hulle daai toe met sement en bene wat in Boelem gebou het nie, maar hulle het gedink, dit is dit wat afgebreek gaan word. Interessant, ek gee vir julle nog 'n skrifgedeelte wat nie op die gebedslys is nie. Handelinge 7 vers 48, meisie. Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met die hande gemaak is nie, soos die profeet sê. Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus? Hierdie is 'n baie diep vers wat ons bietjie moet oorkou. Hierdie vers sê dat ons mensgemaakte poging, luister mooi wat ek sê, ons mensgemaakte poging is nie goed vir God nie. God aanvaar my net soos ek is. Ja, ek moet my lewe regkry en ek moet my sonde laat staan. Maar hy het die tempel geword. Jesus Christus het die tempel geword. Daardie gebou wat hulle gebou het daar in Jerusalem wat afgebreek is 40 na Christus en 6 tot 60 na Christus. Daai tempel is nie heilig nie. Dis nie heilig nie. Dis sand en sement. God woon nie in daai tempel nie. God woon binne in Louis, woon binne in Wynand. Dis waar God woon. Okay, iemand iets sê oor hierdie skrifgedeelte. Kan ons verder gaan? Nou kom ons by die interessanthede. Anita, 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Wat is God se adres? Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Wat is God se adres?
Ons liggaam. Nee, ek dink jou vertaling is verkeerd, Anita. Want die liggaam is tog die vleeslike gedeelte. Ek dink die korrekte vertaling is, want julle siele Nee, dis reg. Dis reg. Want die siel beïnvloed die liggaam. Stem julle saam? Liggaam beïnvloed die siel, maar die siel is waar God woon en hy sê nou julle liggame moet in lyn kom. Julle moet breek met die sonde, julle moet breek met die verkeerde dinge. Verskoon tog. Julle moet met al hierdie goed breek. En dit was waar my hele ding hierdie week gedraai het, is dat my liggaam, hoe hy ook al lyk, dis waar God woon. Dis God se adres. God se adres is Louis Broncos, LJJ Broncos, John, hy woon in John Turnbull. Hy woon in Marius, hy woon in Wynand, hy woon in elkeen van ons. Dis waar hy woon. En hy sê, hierdie liggaam is nou sy tempel. Dit was vir my mind-blowing. Ek het altyd, ek het nie die werklikheid verstaan, dat ek moet my liggaam in lyn bring met God se woord. Ek moet my liggaam in lyn bring met die Heilige Gees wat in my woon. Praat iemand met my asseblief, ek het nou genoeg gepraat. Ja, ek moet sê, ekskuus Marius, praat eers. Dit open 'n hele nuwe gesprek oor wat ons met ons liggaam mag doen en wat ons nie met ons liggaam mag doen nie. Ja, nee, ek doen dit maar net, ekskuus. Ja, ek dink ook dat dit gee nou vir ons met hom wat binne in ons is, het ons definitief iets om vir hom te doen, want ons is nou sy werkstyg en wat ook sê, ons is duur gekoop, ons is nie sommer net opgetel nie, ons is duur gekoop en hy wil ons gebruik in elke hoedanigheid waar daar ook al is. Elkeen het sy stukkie om te doen. Ek stem saam met julle, Wynand, soos jy sê, hierdie is 'n nuwe gesprek. Maar kan ek vir Wynand sê, Wynand, jou tempel is nie reg nie. Wynand moet by die Heilige Gees hoor. Ek kan Wynand adviseer, maar ek mag nie Wynand, ek kan nie vir Wynand veroordeel en sê, jy moet nou lyk net soos Louis nie. Want God roep ons in ons uniekheid. En vir my belangrik was, toe hy vir Saggeus sê, Saggeus, kom af, ek wil na jou huis toe gaan. Het hy nie vir Saggeus gesê, hardloop gou huis toe en gaan steek die skoop weg, en steek die Gunstons weg, en. Hy het gesê, ek kom na jou huis toe, Boeta. Hy het nie vir Saggeus gesê, gaan steek jou drankkabinet weg, nie. Hy het gesê, ek kom na jou huis toe. Ek kom na jou huis toe. En dit wat my nogal oopgemaak het, as God intrek in jou huis, dan begin sekere goed net afval. Dan maak dit nie meer saak nie. Dan begin dit net afval. Dan wil jy dit ook nie meer daar hê nie. Kyk, nog iemand ietsie sê? Nou, pastoor, as jy nou 'n tattoo het wat jy nie meer daar wil hê nie. Kap jou arm af. Anita, daai is 'n baie moeilike een, hè? Mag ek iets vra? Mag ek? Maak 'n tattoo dat jy nie dat jy sondaar is? Okay, daai is 'n gesprek soos Wynand sê vir 'n ander aand. Ja? Al wat ek wil sê is, Anita, is dat ek dink as jy kyk, kom ons praat van iets wat jy kan nie tattoo gaan laat verwyder, né? Met deur operasies en sulke goed, kan jy dit laat verwyder. Né? Die Bybel sê duidelik, moenie inkerwings maak op die vel nie.
Okay, dis Ou Testament, verstaan, al daai tipe goed, né? Maar God het nie vir Saggeus gesê, jy haal eers jou tattoo af voor ek na jou huis toe kom nie. Hy het in die huis ingegaan. En as Saggeus op 'n stadium oortuig was hy moet sy tattoo laat verwyder, is dit reg so. Maar ek Louis het nie vir die reg om vir Saggeus te sê, hey, ek sien jy het 'n tattoo nie. Haal hom af. Kyk, maar dit is 'n gesprek vir 'n heel nuwe aand. Right. Pastoor, net so vinnig. 'n vallige vraag net daaroor. As 'n ou sal selfmoord pleeg, wat is jou uiteinde? Jy die tempel van God dan nou net verwoes? As ek vanaand 5 kg sjokolade eet, terwyl ek 'n diabetes is. Kom ons maak dit meer interessant, Wynand. As ek my stres opjaag en van punt A na punt B jaag die hele dag. Wat sê die Heilige Gees? Kyk na jou liggaam. Ons besef hierdie is 'n tentwoning wat verbygaan. Maar ons en hier kom vir my die geheim. Hoekom is dit 'n tempel? Nou kom ek terug na, onthou jy Wynand, ons begin het my buurman se Bybel is ek. Kan my buurman in my tempel sien dat God in my woon? Kan ek iets sê hiersom? As long as you speak English, you're welcome. No, I'll speak it deliciously, ja. As jy, soos jy nou gesê het, jou buurman, hy moet dit deur jou, die Here deur jou kan sien. Jy moet dit kan bewys. Jy hoef nie vir hom te sê nie. Jy moet nie vir hom sê, hy moet sien dat jy vriendelik is en dat jy mense reg behandel. Mense moet dit deur jou kan sien. Jy moet dit kan bewys, uiterlik. Amen. So, ons tempels is nie in mensgemaakte hande nie. Ek kyk vanaand en ek sien God se tempels raak. Ek sien vir Wynand raak, ek sien vir Anita raak, ek sien vir Salome raak. Ek sien nie vir Stel nie, maar ek hoor haar daar. Dis God se tempels. Dis God se tempels. Dis wat julle sien hierdie. En ek moet sorg dat dit wat julle sien God verteenwoordig. Kom ons gaan na Johannes 2 vers 14 tot 16. Lisel? In die tempelgebied het hy die smouse met hulle beesteskape en duwe aangetref, as ook die geldwisselaars by hulle tafels. Met toukies het Jesus toe 'n sweep gevleg en almal uit die tempelgebied verjaag, ook die skape en beeste. Hy het die geldstukke van die geldwisselaars op die grond uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die smouse wat die duwe verkoop het Jesus gesê, vat hierdie goed dadelik weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Kyk, al wat ek hier wil sê is, beoordeel jouself. Ek wil nie 'n tempel wees soos Wynand. Ek wil 'n tempel wees soos die Heilige Gees. En ja, soms moet ek die sweep uithaal en sekere goed bietjie afsny in my lewe. En dit is moeilik as die taksies voor my inry. En dit is moeilik as SARS op my keus is. En dit is moeilik. Want partykeer moet ek die sweep uithaal en bietjie verloei, bietjie wiks en sê come on. Maar nou kom ons by is jy sien Wynand, as ek al hierdie versies gedoen het, dit nie een van julle was nie. Dis hoekom ek gooi nog eenetjie in. Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Jy kan vir ons lees, meisie. Jy sien ek vra ook vir haar. Ek gaan eers vir julle vra nie want Linda is kwaad vir my. Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heilige en huisgenote van God.
gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saamgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Kyk. Ons praat van 'n koöperatiewe tempel. Jy is 'n tempel van jou eie. Maar saam word ons die liggaam van Jesus Christus. Ons word 'n tempel. En dis hoekom ons mekaar respekteer. En dis hoekom ons netjies teenoor mekaar optree. So, ek wil net hierheen ook ingegooi het. Jy is 'n tempel, maar saam maak ons ook 'n gemeente. Waar jy aanbid en hoe jy aanbid is reg, maar nou vanaand is ons ook 'n tempel hier saam, waar die Here ons ontmoet en met ons praat. Goed, nog iemand iets te sê oor hierdie skrifgedeeltes? Ek dink sommer net daaraan dat jy nie dan besigheid met jou hart moet doen nie, maar met jou kop. Ja, jy sien, hy het nou vir daai gadget gebou en nou moet hy vir my rekening stuur en nou begin hy met die kop. Nou wil hy daai rekening laai. Ek spot sommer Marius. Dis een ding. Ek hou nie daarvan met Marius besigheid te doen nie. Want hy wil nie vir my 'n rekening stuur nie. Hy's 'n stoute kind. Lisel, jy met daai man van jou wiks. Alright. Kom ons kyk na die volgende ene. Openbaring 21 vers 3. Salome, jy kan of ons lees? En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mens en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. In die Ou Testament het God net die mens besoek. Want ons sondes, die mense se sondes het 'n skeidsmuur geword. Hy het hulle besoek in die tabernakel, hy het hulle besoek in die tempel. Maar met Jesus se koms, die feit dat ons in Christus is, kom woon God nou by ons. En dan gaan ook 'n dag wees dat ons fisies net in die teenwoordigheid van die Here in die hemel sal wees. Waar woon God? God woon nie net in die hemel nie. Hy woon ook in elkeen se hart. Ek gaan die laaste versie vir myself hou om met julle te deel. En dit is Jesaja 57 vers 15. Salome, wat se Engelse vertaling het jy daar by jou? Amplified, enige een anders? Ek kan enige een gee. Lees vir my vers 15 eers in die Amplified in Engels asseblief. Jesaja, nee. 57:15. For the high and exalted one, he who inhabits eternity, whose name is holy, says this, I dwell on the high and holy place, but also with the contrite and humble in spirit, in order to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite, overcome with sorrow for sin. Waar woon God? Wat is sy adres? Hy sê in die Afrikaans, want so sê die hoë en verhewe wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en die heilige plek. En God woon daarbo. God woon in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees. Om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes.
Waar woon God? As daar een ding is wat ek dink wat God wegstoot van 'n mens, is 'n trots en hoogmoed. God bly by simpel mense wat sê, Here, ek het U nodig. Hy bly by die verbrysseldes van hart. Hy bly by 'n mens met baie foute, soos Louis. Dis waar God. Amen. Vlei, my storie is uit. Salome, jy het presies 2 minute om enige byvoegings te maak. Nee, ek bedink my nou net aan daai dogtertjie toe sy vir haar ma gevra het, waar bly Jesus? Toe sê sy haar ma vir haar, hy bly in jou hartjie. Toe sê sy, maar dan moet hy oral uitsteek, omdat hy so groot is. Dis pragtig. Hy moet oral uitsteek. Hy moet in die liggaam manifesteer. Ons liggaam is 'n tempel. Maar is iets wat jy wil byvoeg? Ja, ek dink die vraag is nie meer waar woon God nie. Die vraag is miskien nou, is daar plek vir God in jou hart? In my hart. Meneer Wynand? Nee, ek is reg, dankie pastoor. Okay. Anita? Dis ook reg, dankie pastoor. Julle het elkeen 2 minute, hoor. Moenie julle geleenthede laat verbygaan nie, John. Yeah, it's, I've said it before and I'll say it again. If you can't be a lighthouse is built for what reason? To protect ships, that they don't go aground. Now, I keep on saying, but if you can't be a lighthouse for Jesus, then what are you doing? Pragtig. 'n Lighuis is nooit tot sy eie voordeel nie, is altyd tot voordeel van iemand anderste. Rina? Reg so, dankie. Stel iets byvoeg? Dis reg, dankie julle. By die Wilma? Ek stem saam met Annelie. Maar verder is ek reg. Amen. Lisel? Ja, ek dink net aan daai koortjie wat ons altyd sing. Weet jy nie, jy's 'n tempel. So ons moet dit elke dag leef. Weet jy nie, jy's 'n tempel van die Here. Pragtig. Meneer Brits? Ja, ek dink ons hart is wel 'n tempel en 'n tempel kan gebreek word. En partykeer dan voel daai tempel kan nie meer verder gaan nie. Of jou hart voel so. Maar dan dink ek terug aan wat Job alles deurgegaan het en hy het maar net nuwe krag gekry en aangehou. En hy het weer reggekom. En ek dink partykeer dan voel dit mense wil te vinnig opgee, want jy kan nie verder gaan nie. Maar net om my volgende draai. Dit kan ook 2, 4, 5, 8 jaar vat om by daai nuwe draai uit te kom. Maar net om daai draai is daar weer nuwe lewe. So mens moet nooit opgee nie. Hou daardie hart van jou kan ek maar sê veilig en alles hy gebreek, hy sal weer regkom. Amen. Stem saam. Ek vat dit vir myself. Baie keer kom op 'n plek dat jy alleen voel. Jy voel jy staan alleen. Jy voel of God jou verlaat het. Kan ek altyd terug na Jesaja 57 toe. God bly by die verbrysseldes hart. Dis waar God bly. Salome, enige gebedsversoeke? Onthou vanaand kan jy nou nie van Anita se kinder nie, sy's hier, né? Soos jy verlede week geskinder het nie. Ag, dis nou jammer. Dan het ek nou niks nie. Anita, jy kan dit gaan luister, jou maat net mooi goed van jou en Wynand gesê, niks leliks nie. Ag ek sal graag my kinders ook wil hou as staande dan nou. Dit sal baie gaaf wees, dankie. Amen. Meisie, enigiets van jou kant af? Ja, dankie. Okay. Wynand, hoe gaan dit met jou, my vriend? Pastoor, nee, ek dink dit gaan in die hart van die saak gaan dit op hierdie saam baie goed. Ek was 'n bietjie siek geweest met 'n grieperige lyf hierdie week. En dit lyk my ons is oor dit.
en oor die algemeen lyk ons almal se gesondheid taamlik alraai terug. So dit gesondheid gewys, ja, 'n baie besige week vir ons wat voorlê. Ons maak voorbereiding vir plant hierdie week, op die chillies vir die week daarna wat ons gaan begin. En al die besproeiing en goedetjies moet uitgesorteer word, soos 'n groot klomp werk hierdie week. So ons maar net 'n besige week, maar ons is verskriklik dankbaar vir al die seëninge wat ons het. Dit gaan regtig, ons is baie dankbaar. Het 'n bietjie reën gehad die week, Wynand? Ons het ergens 12 mil gehad. Bietjie warmer as sneeu, maar dis reg, dis reën. Ja. Ek dink wat wonderlik is help dan seker bietjie vir die veldbrande, né? Ja, die gras, nee, dit eintlik maar gehelp vir die stof. Die veldbrande, daar was toevallig weer Woensdag of ergens 'n brand op ons hoek, net aan die ander kant van die teerpad. Gelukkig het hulle dit vinnig raak gekry en ons kon dit vinnig doodgemaak het, maar ja, dit is die gras is nog geel. Wonderlik, ja. Anita, is jy klaar met die skool? Ja, pastoor, ons homeschool nou al 2 weke. Dit gaan baie goed, baie lekker. Ons voel goed, ons sien uit na elke dag. En ja, ons is gesond. Ek voel al baie gesonder. Dink my tempel kan nou 'n bietjie aandag kry. Wonderlik. Ja, en sê vir my, daai leerling van jou wat in daai oud leerling wat in graad 4 is, doen hy goed? Luister hy? Die een daar langs jou neem ek aan. Kan hy al somme maak? Hy Wat die hoof? Hy is die hoof, dink hy. Is hy die hoof? Hy is die hoof van hierdie skool. Ek deel net pak slaag uit. Wat ek kan tel nie. John, anything that we can pray? No, I'm happy, thank you, Lee. Sorry Anita, gaan net weer terug na jou toe. Enige nuus oor jou pa? Pastoor, ja, dis 'n moeilike een. Maar ja, mens moet nog steeds vir hom bid. Hy is nog in die hospitaal en hy het nog steeds kanker. So Bid vir sy gees. bid vir sy gees en sy siel meer as vir sy tempel. Oh, okay. John, sorry, I'm back with you. Anything that we can pray for you? No, I'm just happy the ribs are getting better. We've got another 2 weeks and then the 6 weeks is past. Wonderlik, die tyd loop vinnig. Hoe gaan met die besigheid, John? Dankie, top. Nee, is reg, dankie. Ja, ek vra nie vir Rina nie. John, hoe gaan dit met die besigheid? Ek weet nie hoe nie. Nee, dit gaan baie goed met die besigheid. Ek is net baie frustreerd. Want ek kan nie beweeg nie. En ja, so ek is 'n bietjie my ouens sê vir my ek is nou grumpy. Grumpy old man. Rina, is jou beurt. Nee, dit gaan goed, dankie Louis, dankbare hart, die ergste is nou verby met hom. So nou kan ons almal weer slaap en kry. Julle moet mooi kyk na mekaar, as julle het net mekaar. Julle moet mooi kyk na mekaar. Ek sê altyd vir Annelie, sy moet mooi kyk na my. Haar kinders sal na haar kyk, maar sy moet nou mooi kyk na my. Jy weet, so want ek het ook niemand anders as net sy nie. Tannie Wilma, enigiets wat ons kan saam bid? Ja, ek dink net aan al die mense wat op die oomblik hartseer, want 'n vroukie wat saam met my in die VLE is, haar suster se dogter is gisterand in 'n motorongeluk oorlede. Sy is maar 47 en die een seun wat in die kar was van 19 veg vir sy lewe. So almal wat nou hartseer en geliefdes verloor het deur ongelukke of wat ook al, kanker. Ons moet net aan al die mense dink met die tyd. Ons dink aan hulle. Is ek reg? Ek is Ankie Dorie. Wonderlik. Ek dink ook ons moet vanaand bietjie vir Robert en Gerda opsit. Hulle moet nou besluit om huis toe te kom, ons mis hulle. Net vir Robert en Gerda opsit, dat ons bid vir hulle. En ook vir al die ander mense wat deel is van ons groep, wat nou nie in aande inskakel nie. Ons bid vir hulle, dat God hulle ryklik sal seën. Stel, jy het nou verhuis, jy het nou ingetrek in die nuwe plekkie.
Enigiets anderste waar ons kan saam bid? Ja, ek is reg, ons kan maar net vir Corneille bid. Sy's bietjie oulik en dis al. Dit vir Corneille wat oulik is. As alles reg verloop, gaan Estelle se huis dan registreer ook hierdie week. So ons bid dat alles goed daar sal verloop. Lisel, enigiets wat ons kan saam bid? Nee, dankie. Saam met oupa? Swak maar aan die gang. En met Rudolf, was alles reg met Rudolf? Ja, nee, Rudolf gaan dit goed mee. Marius het wel 'n paar goedjies wat hy op wil hê. Nee, ek wil net nou dat Tannie Wilma ook gepraat het van die voertuigongeluk. Ons het nou hierdie week het ons nou 'n hele paar ongelukke gehad hierso van Huisna af tot in Mosselbaai. Voertuigongelukke wat mense dood is en is nie op plekke waar die ouens eintlik regtig vinnig kan ry nie, maar ek dink dit hulle ry maar seker maar 'n bietjie roekeloos of iets, ek is nie seker nie. Maar net laat ons maar net bid vir die ouens wat in die voertuie ry dat hulle geduldig sal wees en nie so sal jaag nie. Want ek glo ook maar as jy nie jaag nie soos ek, dan het jy meer beheer oor die voertuig op die einde van die dag. Amen. Wees verseker ons bid vir mekaar. God het julle lief. Dankie dat julle tempels is. Julle maak 'n verskil in mense se lewe. Wynand, kan ek jou vra om vanaand vir ons te bid asseblief? Here, ons groot en almagtige Vader, sê vir baie dankie dat ons in die posisie staan om ons 'n tempel as 'n gemeenskap van heiliges bymekaar te kan kom. Ons sê baie dankie vir pastoor Louis wat die moeite vir ons doen om ons almal mooi bymekaar te hou en ons die regte dinge te leer. Here, dankie dat U in elkeen van ons woon. Dankie dat U in my woon en in elkeen van ons om ons. Dankie dat ons die Bybel vir ons buurman kan wees en dankie dat ons lig kan skyn. En help ons dat ons lig helder genoeg skyn dat almal dit kan sien, Here. Wees ook met ons in die week wat voorlê, waar ons ook alheen moet ry, waar ons wat ook al ons doen, Here, dat ons so veilig wees en alles wat ons sal doen tot uitbreiding van U heilige koninkryk sal wees, Here. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, ek like julle. Pas julle mooi op hierdie week. Eet genoeg, drink genoeg, slaap genoeg. Weet jy is kosbaar vir God. Bye. Pastor, ek wil net sê, Yes. Pastor kan ook maar sê, as pastoor wil kom kuier, dit sal net so lekker wees. Ja. Ja, nee, dis altyd lekker om daar by julle te kuier. Ons wag nog vir Salome se groot kuier, dan gaan ons 'n groot makietie hou. Gaan ons tot die burgemeester van Modimolle nooi om daar te wees. Ja, maar pastoor moet nou eers verjaar en dan kan ons reël. Moet ek eers verjaar? Ek verjaar elke dag sonder koek en tee. Baie julle. Het julle atem weer. Sit bly hoor. Mooi bly. Bye-bye. Lekker week, geseënde week vir almal. Bye. Bye bye.